Ian, can I ask a question? Later. Okay. Sjoe, nou moeilik om tweede te wees na 'n befaamde radio-omroeper. Jy het dan nog gelukkig die ys gebreek, ja. Baie welkom by vanaand se besigheidskamer saamberoeping van die feeste. Ons is baie trots om vanaand die Kalfiefees 2026 aan julle voor te stel. Ek is Debbie van Vier, en strategiese ambassadeur vir die Kalfiefees, en Tosca Korder is ons, doen dit alles anders, finansiële, eintlik finansies. Kalfiefees Hermanus hierdie jaar is van 5 tot 10 Augustus. Dis 'n fees wat ook soos fyn aards in die afseisoen aangebied word. Ek is jammer vir die Engelse mense, maar ek moet Afrikaans aanbied, want ons is Afrikaanse feeststrewe. I know you understand Afrikaans. So, dis 'n theater, musiek, kuns, leefstyl en gemeenskapsontwikkeling fees vir die gemeenskap deur die gemeenskap. Wie is ons? Die eerste Kalfiefees het in 2001 alreeds in die Redsaal ontstaan. Die naam Kalfiefees verwys na die tyd van die jaar wanneer die walvisse Walkerbaai toe kom om te kalf. Ons fees is 'n geregistreerde NPC en 'n NPO en 'n direksie en 'n bestuurspan wat almal vrywilligers is bestuur die fees. Ons visie vir die Kalfiefees is 'n lewendige en inklusiewe kunstefees wat die Oeverstrand gemeenskap bereik. Om Suid-Afrikaanse talente vier en te vertoon, kreatiwiteit te bevorder en 'n unieke kulturele ervaring aan feesgangers te bied. Kalfiefees het waardes. Ons stel kreatiwiteit, diversiteit, gemeenskap, inklusiwiteit en integriteit hoog op prys. Die Kalfiefees is ikonies, volhoubaar, groeiend en vernuwend. Ons maak 'n merkbare impak op plaaslike toerisme as 'n gevestigde kunste en toneelfees in die Oeverberg. Ons lok groot ikone soos Sandra Prinsloo, Amanda Strydom, Connie de Villiers, Frank Opperman, Marian Wool as groot name wat ons jaar na jaar trek aan die Kalfiefees. Maar ook jonger name soos Mel die Storieverteller, Luna Page, William Knights, Anna van Agterberg en Ignatius van Heerden. Ons poog om nuwe vars talent op te bring vir ons gehore. Boonbehalwe al die groot vertonings wat jy by al die feeste soos KAK en Suidooster en goed sien, wat reeds sien, ons bring hulle almal vir julle Hermanus toe, gaan julle 'n paar nuwe vars produksies ook sien. Ons ondersteun en ontwikkel plaaslike talent, ek sal julle 'n bietjie meer daarvan vertel. Hierdie is ons 26ste jaar. Ons het verlede jaar die 25 jaar viering gehad, saam met Afrikaans wat 100 was, en Pinotage wat 100 was, so ons is nou oor daai kwartjie. Ons het laas jaar 51 vertonings oor 10 dae aangebied. Hierdie jaar doen ons 45 vertonings oor 6 dae. So julle gaan besig wees. Ons vertonings is vir die algemeen tussen 70 en 85% uitverkoop. Hier is 'n paar lusmakertjies, maar ek gaan nie veel van die program vertel nie. Julle het almal die boeke voor julle. Lees dit en raak baie lus om daai kaartjies vinnig te bespreek. Ons het verlede jaar 'n klomp gemeenskapsprojekte ondersteun. Ek gaan nie almal vir julle vanaand sê nie, ek hoor ons het almal net 15 minute. Hierdie jaar ondersteun die Kalfiefees 'n hele paar projekte. Ons het 'n baie interessante projek saam met die SA Blues Society. Dit is 'n bluesprojek met William Knights en Luna Page, ons blues, wat ons jong talent uit Swetchley, Boston, Mount Pleasant, Gansbaai ondersteun en leer van blues en talente daar ontwikkel, wat baie interessant is. Ons is juist al besig met werk, so ons daaraan. Ons ondersteun die Lovability Trust, dis deel van die Oeverstrand Wheelchair Association. Ons help hulle ook met die uitstal van hulle produkte en so aan. Ons het 'n baie trotse samewerking met Lukanje Primary School en Hermanus Biblioteek, wat ons hulle hele volledige biblioteek inrig met boeke, wat ons ook donasies voorvra van die publiek af vir boeke, en ons help hulle lees, met ondersteuning daar. Ons het, dis nou alles goed dat julle in die boek ook kan lees, maar ek vertel julle nou daarvan.
Ons het 'n blokkie projek hierdie jaar, dit is soos 'n kompetisie wat geloods word en alle opbrengste van daai fondse gaan ook aan ons gemeenskapsprojekte. Ons het hierdie jaar vir ons programbekendstelling, ek weet nie wie van julle was daar nie, maar dit was nou regtig 'n baie spesiale alternatiewe openingsgeleentheid. Ek dink baie mense het 'n traan in die oog gehad. Ons het die jong koorgansies daar gehad, ons het die Wesley Young Brothers daar gehad en ons het die straatstem daar gehad. Baie mense sing uit hulle harte uit. Die gehoor het nie 'n droë oog gehad nie, dit was regtig iets besonders. Dit is alles projekte wat ons ondersteun en probeer ontwikkel. Ons help hulle om hulle talent te ontwikkel en uit te leef in die gemeenskap. Ons doen ook hierdie jaar produksies vir die woordklap. Ons doelwitte. Geleenthede te skep. Ons wil 'n platform vir nuwe en gevestigde kunstenaars skep. Besoekers. Ons probeer elke jaar die aantal feesgangers op 'n jaar-tot-jaar basis verhoog. Al hierdie geld kom in ons dorp in, die verblyfplekke is vol, die restaurante is vol en dis in die agseisoen. So dit is vir ons baie belangrik om 'n program saam te stel wat die getalle normaal is. Finansies. Ons probeer natuurlik elke jaar om die omset van vorige jare te verbeter. Soos Ian ook gesê het, dis nie maklik om 'n fees op die planke te bring nie. Ons moet al die mense betaal, ons moet vir hulle verblyf gee, ons moet hulle vlugte betaal, voor ons eers 'n kaart kan verkoop. So, dit is altyd goed vir feeste ondersteun. Sigbaarheid. Om bemarking te optimaliseer van met sosiale media. Ons kaartjievernoot vir die laaste paar jaar is Tixa, dit verseker maklike toegang tot kaartjieverkope. Mense lê ons na in die hart. Ons wil ons winste aanwend vir relevante gemeenskapsontwikkeling, soos wat ons elke jaar doen. Ons is 'n liefdesmakende maatskappy, so ons geld gaan na goeie doele. Vennote. Ons wil elke jaar nuwe vennootskappe identifiseer en verhoudings met bestaande vennote versterk. Dit is ons baie belangrik. Ons het nie groot borge nie, ons sal graag groot borge wil hê, maar die mense wat ons wel jaar na jaar ondersteun met advertensies of vir ietsie hier of vir ietsie daar, lê ons baie na in die hart en nooi julle almal uit. Wees deel van 'n gemeenskapsfees, dis regtig dit gaan jou hart op verryk. Ons 2026 feesprogram. 5 Augustus is ons amptelike opening. Van 5 tot 10 Augustus het ons kunsuitstallings, werkswinkels en demonstrasies. Ons groot kunsuitstalling Artists at the Key gaan nou ongelukkig nie meer at the Key wees nie, want ons het die perseel by die hawe ongelukkig verloor. So ons gaan hierdie jaar ons groot kunsuitstalling met amper 50 kunstenaars gaan ons in die Wild Coast Mall aanbied. So asseblief van ondersteun ons daar. 2 tot 4 Augustus begin ons reeds met 'n aantal boekbekendstellings en gesprekke. Ons het onder andere die aand van die 4 Augustus, net na die Swallow opening, het ons 'n baie interessante boek launch van Mike Bolhuis. So, ek hoor dit by. 8 tot 10 Augustus, gemeenskapsteater, produksies deur die plaaslike woordklap drama se junior en senior klasse. As ook dansakademie leerders van Studio 15, daagliks by die Wetsaal in Onrus. 7 tot 10 Augustus, aktuele gesprekke met Leon Grop van Ontbytsake, so hulle is ook hier. 'n terugblik oor die geskiedenis van Onrus saam met die limmelike Joey van Aarde by die Wetsaal. 5 tot 10 Augustus, ons onthou die reeks, aangebied deur Sandra Prinsloo, word daagliks gratis vertoon in die Herman Swartsaal. Die feesnaweek, 5 tot 10 Augustus. Drama, komedie, musiek en dans by die auditorium, die NG Kerk, die Wetsaal en die Grondelaarsaal. Verhoogde sigbaarheid. Die Kalfiefees maak gebruik van 'n professionele PR-maatskappy vir media en sosiale media verhoudinge. Sedert 2001 het die fees sterk verhoudings met gerekende media opgebou, wat waardevolle blootstelling vir kunstenaars, die streek, borge en vennote verseker. Ek seker jy gaan met my saamstem, ons Kalfie tydskrif van hierdie jaar, wat soos laas jaar deur Media 24 al saamgestel het, is regtig 'n trotsmaak tydskrif, wat nie net 'n feesprogram is nie, maar dis 'n toerisme tydskrif vir ons hele streek, en dis die hele Hoofstad. Ons dek al die dorpe van Rooials af reg weer tot by Aartskeerdersbos, ja, en ons het nog 'n bietjie ander dorpe. So leesgerig, die tydskrif is regtig 'n spieelbeeld van ons pragtige Hoofstad.
Ons het ook media blootstelling van Hermanus Times, Village News, Splash Media, Die Burger, Caledon FM, Fiesta om die jaar van kyk net, Marula Media en Ontbytsake. Ons het 6.500 followers op Facebook, 1000 en iets op Instagram, ons is bietjie oud, ons is nog nie so op die Instagram nie, maar ons wil dit hê. Ons feesgids is laas jaar 19.000 keer afgelaai. Dis boonbehalwe die 10.000 harde kopieë wat versprei is, so dit maak regtig 'n verskil. Raak betrokke, mense, soos elke kunstefees. Niemand wil geld gee vir kunstefeeste nie. Dit is vir hulle baie moeilik om geld te gee vir klein ouetjies soos ons. Raak asseblief betrokke. Burgervry Kalfeefees ondersteun nie net Suid-Afrikaanse kunstenaars en ons plaaslike gemeenskappe nie, maar julle ontvang ook waardevolle blootstelling. Baie van ons mense, van ons restaurante en gastehuise wat in kind vir ons borg met verblyf vir die kunstenaars, van ons restaurante wat advertensies koop in ons boek, dankie Jouke, onder andere, ek sien jou naam, en dat ons 'n paar borge wat hoofsaaklik geld gee vir ons gemeenskapsprojekte en so. Maar dit is regtig, raak betrokke, daar's baie borggeleenthede en dit gaan regtig vir jou blootstelling gee. Vir enige verdere navrae en as julle die presentasie in Engels wil hê, kontak asseblief vir Tosca. Esther Finberg, ons feesdirekteur vanoggend ek gevraagd te wees nie, ons is besig met 'n boek vrystelling by die biblioteek, soos ons nou hier besig is met Pieter Mulder, so die ander res van die span is daar. Ja, daar het julle dit in 'n neutedop, Kalfeefees, 5 tot 10 Augustus 2026, die fees om te wees. Sien julle daar.